Goeiemôre julle. Dit is Woensdag, dis klein Saterdag, middel van die week. Die naweek wink nou al so bietjie in die verte. Maar nou ja, dit is 'n wonderlike nuwe dag. Die Here het vir ons geseën. Ons is vanmôre gespaar gehou en ons kan vandag 'n nuwe dag aangryp in sy genade. En ons kan vir hom gaan lewe, mense se lewens gaan aanraak en selfs vissers gaan wees van hulle wat nog nie vir Christus ken nie. So ek hoop julle is wakker en dat julle reg is om hierdie nuwe dag vol genade te gaan aanpak. Ek wil vanmôre vir julle lees uit Psalm 139, een van daai groot psalms in die bundel, waar Dawid mos nou praat van God wat hom omsluit van alle kante en al hierdie goed, maar hoor wat sê hy vanmôre in vers 7. Hy vra hierdie vraag: waarheen sou ek gaan om u gees te kan ontvlug? En waarheen sou ek vlug om aan u teenwoordigheid te ontkom? Ja, weet julle, dis baie vertroostend om te weet, hoewel ek baie keer ver van God af voel, is God nooit ver van my af nie. Dit is vir my hierdie vertroostende, gerusstellende gedagte. Weet julle, en dit gebeur met almal van ons, maar weet julle, die gevoel van vervreemding lê eintlik binne in jouself. Dit kom nie van die Here af nie. Dit is altyd die moeite werd om te onthou, as jou geestelike lewe eentonig en kragteloos voel, en jou liefde vir God nie meer so hoog brand as vroeër nie, en as jou geloof vir jou voel asof dit nou nie meer vir jou tot hulp is nie, maar 'n struikelblok is dit goed om te onthou dat dit nie God is nie, dis baie keer ons. En ondersoek dan jou geestelike lewe en dan gaan jy ontdek dat dit is wat jou gedagtes van God af weglei. As jy vir God verskuif na 'n ondergeskikte posisie in jou lewe in, dan moet jy mos nou verwag dat jou geloof nou nie so dinamies gaan wees as wat dit behoort te wees nie. En as jou geloof gaan begin taan, is dit onmoontlik dat jy vir God uit jou lewe en uit jou denke kan uitwis. Jy gaan jouself moet probeer bedrieg deur te beweer dat jou godsdiens, dat jy dit uitgegroei het. Maar jy kan nie so maklik van God ontslaa raak nie, want hy gaan altyd by jou bly. Al sal jy hom dalk op een of ander manier verwerp, ek sê dit nou maar met 'n ligte noot, dit is onmoontlik om uit die sfeer van God se liefde weg te kom. En omdat hy deur die Gees vir jou die beste wil hê, kan jy sy liefde en sy goedheid aanvaar, en deur die leiding van die Heilige Gees kan jy die lewe gaan lewe wat hy wil hê jy moet leef. God is deur die Gees vir altyd by jou aanwesig. En dis eintlik iets wat jy moet skree, halleluja, loof die Here. Want dit is hoe Dawid hierdie omsluiting van God beskrywe. Waarheen sou ek kon gaan? Ek kan nêrens gaan nie, want die Here is altyd by my. Dis daai woorde van die Psalm wat Moses geskryf het in Psalm 90, waar hy sê, U was nog altyd ons onmiddellike omgewing. U was nog altyd by ons teenwoordig. So ek en jy sal nooit uit God se teenwoordigheid kan uitskuif nie. Dis eintlik maar baie keer ons wat hom uitskuif, maar God skuif hom nooit uit ons uit nie. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons. Dankie Hemelvader vir hierdie wonderlike wete, dat U altyd by my is. En dankie dat U deur die Gees dit altyd aan my herinner. En ek eer en ek loof U daarvoor, help my om vandag in daai waarheid te leef. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen. Nou ja, dankie julle. Julle moet 'n mooi en 'n geseënde dag verder hê. Môre gaan ons voort. Totsiens.